Sielskoffie uit die hart. Soms dink ek aan die verskillende karakters wat ek in almal se stories speel. Ek is 'n verskriklike mens in sommige mense se vertellings en 'n uitkoms in ander. En niks daarvan het iets te doen met die persoon wat ek werklik is nie. Die lens waardeur ander jou sien, word gekleur deur hul opvoeding, oortuigings en individuele ervarings. Sommige mense sien jou helder persoonlikheid as innemend en ander sien dit as irriterend. Sommige mense dink jy is swak en emosioneel en ander voel veilig om hulle self rondom jou te wees. Sommige mense dink jy's onbeskof en selfsugtig en ander respekteer die manier waarop jy vir jouself opstaan. Ander bewonder die manier waarop jy trots is op hoe jy lyk en ander dink jy is verwaand. En niks daarvan het te doen met wie jy werklik as persoon is nie. Wat jy moet verstaan, is dat jy geen gesag het oor hoe mense jou sien nie. So, moet nooit probeer om die manier waarop ander jou sien te beheer nie. Want die enigste ding wat werklik saak maak wanneer die stof aan die einde van die dag gaan lê, is wat jy werklik in jouself sien. Al die eienskappe wat God in jou geplaas het om te wees wie hy jou gemaak het om te wees. Nie een van ons is reeds alles wat God ons gemaak het nie. Ons maak steeds foute en leer daaruit om so ons nog nader te bring aan die mens wat God ons sien om te wees. Dis hoekom God vir ons die Heilige Gees gegee het om ons te lei in hierdie lewe en ons attent te maak daarop wanneer ons fouteer. Dis daai stemmetjie in jou binneste wat sê, nou het jy glad nie reg opgetree nie. Of, miskien moet jy dit of dat doen. As kind van die groot koning, weet ek en jy wat is reg en wat is verkeerd, en hoe hy wil hê ons moet lewe en optree, om sy koninkryk te verheerlik. Maar ons faal so baie keer. Ons maak mekaar soms so seer met ons woorde en optredes, wat eintlik net onnodig is, want ons is gemaak in volmaakte goddelike liefde en omgee, en dit is waaraan ons optrede ook aangemeet moet kan word. Ons leef egter in 'n sondige wêreld hier, wat dit vir ons nie altyd maklik maak om die regte ding te doen nie. Daarom het ons Jesus so nodig in ons lewens, om op die regte pad te bly, en altyd geestelik te bly groei. So, hoe ander jou sien, maak nie saak nie, want God sien jou as perfek, soos hy jou gemaak het met sy volle potensiaal. En die volgende keer, wanneer die vyand jou so skuldig laat voel oor jou verkeerde optredes, hou vas aan God se beloftes wat sê, God is jou krag. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy beplan net voorspoed vir jou. God hoor jou gebede. Hy veg vir jou en gee jou vrede, en God sal jou altyd lief hê. Al maak ons foute, kom God steeds sy beloftes teenoor ons na. Mag jy ekstra bewus word van die leiding van die Heilige Gees, wat aan elkeen van ons gegee is, met opregte liefde, om ons te lei, om die mens te word, wat God ons elkeen gemaak het, om te wees. Tot volgende keer.